Goeiemôre julle. Ek hoop julle het lekker geslaap. Ek kry moed as ek sien nee, maar dit gaan by landboukongresse net soos wat dit in die kerke gaan. Julle moet nou net onthou hierdie voorste tafels. Hier is gaskoeldrank en bier en whatever, né? Dis net by die voorste tafels. Ek sê vir die ouens in die kerk, die voorste stoele is waar die warmwatersakke is en so aan. Goeiemôre. Dit is 'n verskriklike groot voorreg om hier te wees. Ek is die spanleier van die Bybelgenootskap vir die sentrale streek. Dit sluit die Vrystaat en die Noord-Kaap in. Nou die uitdaging van my werk is, ons bedien dan die deel van die land wat geografies die grootste deel is met die minste mense. Nou ek het my totaal misgis. Ek het vir elke tafel, ek het gedink ek bring vir elke persoon, maar toe het ek nou net genoeg gehad vir elke tafel. Op elke tafel is daar so 'n boekie neergesit wat sê die saaier. Ek het vir julle ook gegee, ja. Nou die saaier is die manier hoe die Bybelgenootskap gesels met die land. En ek wil net gou vir julle daarna 2 bladsye toe. Ons gaan nou nie saam lees uit die saaier nie, so moet nou nie 'n beklemming in jou keel kry nie. Ons gaan daarom nou nie so werk nie. Maar as jy daar kyk op bladsy 6, gaan jy sien word daar bietjie geskryf oor wat die Bybelgenootskap doen in die Ficksburg omgewing. En dan as jy kyk op bladsy 12, dan is daar so ietsie wat berig gegee word hoe ons betrokke is by gebeure wat in Parys plaasgevind het. So ek is altyd trots om te kan wys as ons 'n saaier uitbring wat praat oor al ons werk in die hele land, dat dit wat in die sentraalstreek gebeur, haal daarom ook die boekie. Jy's welkom om op die oop tafels vir jou nog te kry, jy kan by my ook nog kry. Die eerste ding wat ek net gou daaroor wil sê, die Bybelgenootskap bestaan net op grond van donasies. En ek het verlede jaar Januarie ingestap as spanleier. Dit is natuurlik 'n geweldige uitdagende nuwe uitdaging wat voor 'n ou lê om so 'n wye streek wat al die jare op 'n sekere manier bedien was, op 'n nuwe manier te kan bedien. Maar iets wat ek vir my span by die Bybelhuis ook oordra en vir my span nasionaal, al my kollegas in al die streke, die Bybelgenootskap se hoofkantoor sit in Kaapstad nou, julle behoort te weet, dis soos 'n ander planeet van die binneland af. Om vir hulle te sê, in die binneland is daar uitdagings, maar ons hou mekaar styf vas. Ek hoor daar was gister ook 'n interessante, lekker warm debat hierso waar daar toe besluit is om mekaar vas te hou. Dis goed, ons hou julle vas. Ons bid elke dag wanneer ons in die Bybelhuis by mekaar kom, bid ons vir ons boere. So my 'n besondere las op my hart. Ek gee geweldig om vir boere. Daar's nie boere in my familie nie, maar boere en boerdery is bitter na in my hart. Ek verstaan dat dit is wat alles eintlik wat nog aangaan hier in die binneland en wat keer dat alles net agteruit gaan. So my geweldige waardering vir julle, maar net my persoonlike kommunikasie dat waar ek staan, maak julle saak. Ek gesels, 'n boer bel my uit nie 'n boer nie, 'n man bel my uit die bloute uit Kakamas uit. Ons trek by Donderdag, hy het my verlede week Donderdag gebel. Hy sê sy naam is Tom en hy het alles gelos en hy en sy vrou bly in 'n karavaan en hulle bedien die area daar langs die Oranje rivier. Nou vra hy vir my, het ons literatuur om te gee en ek sê vir hom, Tom, afhangend van donasies, maar omdat donasies 'n probleem raak literatuur 'n probleem. Ek sê maar wat ek kan gee, sal ek gee. Hoeveel mense bedien jy? Hy sê vir my, Elrika, ek werk met die trekarbeiders wat nou daar op die plase werk. Ek werk met tussen 2.500 tot 4.000 trekarbeiders wat daar werk. Nou onthou nou, dis nou 4 groot skole bymekaar, is nou 4.000 mense. Nou vra ek vir hom net omdat ek geïnteresseerd is, Tom, nou
ontvang die boere jou daarom goed. Hy sê vir my, Elrika, dit het my aanvanklik so 'n bietjie moeilik gegaan, maar toe die ouens begin agterkom, ek is nou nie daar om die werkers uit die werk uit te hou nie. Ek is daar om eintlik die werkers te bedien, maar ek vat nie die tyd uit die dag uit nie. Toe sê hy vir my, so het dit nou maar van plaas tot plaas begin spring, waar die boere agtergekom het, maar wanneer Tom met die werkers bedien met Bybel lees en bid, en waar hy vir hulle kan begin 'n pad met hulle stap, is daar 'n beter houding by die werk, ek wil sê amper die effektiwiteit of die werkverrigting verbeter, en hy sê, nee, die boere besef, daar is 'n verskil in 'n werker as hy met die woord kontak gehad het in die oggend. Nou my boetie is in die konstruksiebedryf en hulle beleef presies dieselfde. Die werker werk maar net beter, daar is 'n beter houding as daar kontak was met die Bybel aan die begin van die dag. Nou, dit is 'n voorreg, ek noem dit, want dit is onder andere van die goed wat ons doen. As jy as boer ooit sou voel, jy wil graag jou werkers bemagtig met Bybels of so, kom gesels met ons. Dis wat ons doen. En jou gemeenskap. Ek bly vashou aan Jesaja 55 vers 11, waar God eintlik beloof. Hy stuur sy woord uit. En daardie woord gaan bereik wat dit gestuur raak om te bereik. Dit is nie vir my en jou om die effek daarvan te bepaal of om ons te bekommer daaroor nie. Daai woord gaan nie onverrigte sake terugkeer nie. En met daardie absolute vaste geloof doen ons wat ons doen en glo ek sal julle doen wat julle doen. Ons het donasies nodig en ek verstaan dat boerdery is eintlik die enigste, kom ons sê, dissipline wat nog bly staan. So dink maar aan ons, dink aan ons op verskeie maniere, dink oor hoe ons julle kan ook kom help. Maar dis nou genoeg van dit. Ek wil net so vinnig, is hier enig iemand van Petrusburg af hier? Goed, hallo. Ek preek 'n ruk terug in Petrusburg, by die NG Kerk. Nou is my man en my kinders is nou saam, dis vir ons 'n heerlike vakansie om Petrusburg toe te ry. Nou ek doen dit nooit in my lewe nie, maar die dag gebruik ek 'n preek wat ek van 'n Engelsman wat ek gehoor het wat my so beïndruk het. Nou, julle, nou gaan die preek gaan nou oor om sout en om lig te wees. En so gebruik ek nou hierdie ding, ek het hom nou so 'n bietjie uitgebou, maar hier weet hierdie kiepie wat nou niks weet van landbou nie, het nou hierdie vreeslike landboupreek hier in Petrusburg. En so sê ek nou, praat ek nou, want dis nou 'n groot deel van my kernargument, hoe werk jy nou sout in die grond in? En na die tyd, julle in Petrusburg sal vir oom Maurits ken. Hy kom na my toe en sê, Elrika, asseblief, mens werk nie sout so in die grond in nie. Dit het glad nie die effek wat jy sê dit het nie. Nou, eergisteraand, julle, net dat julle kan weet, mense soos ek maak baie, en as ons groot flaters maak, dan gaan ons vir goud, hoor, dan verkondig jy het van die kansel af. Nou toe ek nou gevra raak om met julle te gesels, is daar net, ek beloof julle, daar's net een ding wat in my kop aangaan die hele tyd. En dit is bome en wortels. Nou sê ek dit vir my man. Nou gaan lê hy amper plat op die grond en hy sê, asseblief moet net nie aanvang wat jy in Petrusburg aangevang het. Jy wat nou niks van niks weet, wil nou oor bome en oor wortels met boere praat. Nou sê ek vir hom, Chiki, nee, nou sê ek, is die sappie se boere nie, is die boomboere nie, hulle weet net so min van bome soos ek. As ons in sappie wêreld, dan sal ons hierdie ding anders hanteer, maar dis nie boomboere hierdie nie. En so gaan, al wat ek kan in my kop kry, gaan oor bome en oor wortels. En ek wil julle vandag met daardie prentjie los, en ek kyk op geen stadium, Elana stuur vir my die agenda en hoe julle planne werk, en weet julle, eers eergisteraand, nadat alles nou in plek gesit was, om hier te kom en vir julle oop te maak, toe sien ek wat is julle tema, wortels en bome en groei. En dan weet 'n ou, dit is hoe die Here werk.
Nou ek het op julle elkeen se tafel, is daar so 'n snaakse klein kaartjie vandag. En dit is 'n teks. Dis nie oor ek nou nie die Bybel wil oopslaan nie, maar ek wou graag gehad het julle moet saam met my kyk. In Jeremia 17 is daar 'n vers wat gaan oor bome. En as jy eintlik dan begin kyk in die Bybel, ek sien daar's oulike notapapiere op julle tafels ook. As jy eintlik 'n bietjie in die Bybel wil kyk, is daar 'n paar plekke waar 'n mens baie spesifiek met 'n boom vergelyk raak. Maar is ook nie net enige mens wat met 'n boom vergelyk word nie. Dit is die regverdige mens, dit is die mens wat die Here vrees. Nou, die paar ander plekke, ons gaan nie na dit kyk nie, is in Psalm 92 en dan die eerste Psalm. Welgeluksalig is die mens. Daar die eerste Psalm 1 vers 3, daar word 'n mens met 'n boom vergelyk, en dan in Spreuke 3 vers 18, en dan die ander plek is hier waar ek vir julle vandag wil lees. Nou hierdie kaartjie sodat julle dit kan hou en kan saamvat, jy kan dit afneem as julle meer as een by die tafel is. Ek wil hê van hier af verder, wees boom, dink net boom. Ek is 'n prentjie mens, hoe ouer ek raak, hoe dommer raak ek ook so. Ek het maar prentjies nodig om jy weet net om 'n ding in my kop te kan hou. So dink net oor 'n boom, dit wat ons nou weet oor bome, maar kom ons lees gou wat sê hierdie vers vandag, hierdie 2. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, wie se vertroue die Here is. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is langs water, wat sy wortels uitstoot na die voor. Hy merk nie eers op dat die hitte kom nie. Sy blare bly groen. In 'n jaar van droogte raak hy nie angstig nie en hy hou nie op om vrug te dra nie. Nou julle, hoe meer ek nou oor hierdie boom ding gedink het, hoe meer het ek gedink, maar ek sien die prentjie in my kop. Hier is die boom wat so langs die water is. Nou, ek het toe nou so klein bietjie gaan lees, ek het nadat my man my nou so mooi gewaarsku het oor die soutfiasko, het ek nou so bietjie gaan lees, wanneer 'n boom langs water is, dan groei daai wortels regtig na die water toe. En kry daai idee in jou kop van, as so iets dan nou met jou waar is, of as dit van jou waar is, dan gaan al die energie gaan daar na die water toe. Nou, kom ons spring net gou so 'n bietjie oor die teks van die Bybel. Wie is die lewende water? Waarheen moet die boom se wortels gaan? En as jy dan die Here vrees en jy is gepla oor die dinge van die Here. En dit is vir jou kernsaak in jou lewe dat jy wil die Here vasgryp. Jy wil hom joune maak. Dan gaan jy geplant wees langs daai lewende water, wat Jesus self is. En dan gaan daai wortels begin groei, en hier is eintlik die belofte, of die implikasie, dan maak die droogte bokant die grond regtig nie saak nie. Maar dit sê ook nie dat die boom bokant die grond verdor nie, dit sê hy dra nog steeds sy vrug. So maak nie saak wat die toestande bokant die grond is nie. Jou wortels gaan water toe. Want jy weet waar jou krag is, en jy weet waar jou heil is, jy weet waar jou hulp vandaan kom. Maar nou wil ek gou vir julle ietsie speel. Iemand noem dit toe sê sy, maar weet jy wat, daar's 'n ou wat bome opneem. Hy neem op hoe bome klink. Ek wil gou vir julle 2 bome se geluid laat hoor. Wie sou kon raai 'n boom met 'n klank? Nou is my vraag,
As jou wortels dan nou sou water toe groei, imagine hoe klink daai klank. Daai klank is die klank wat die hemel hoor. En dan het ek net so vir 'n laaste, het ek daar op elkeen se papier, se tafel, so papier gesit oor 'n paar interessante feite oor bome en oor hulle wortels. En dis nou hierdie sout oomblik, nê, waar ek nou baie mooi moet seker maak, ek praat nou nie weer dieselfde nonsens van die kansel af as wat ek oor die sout gepraat het nie. Maar daar is ongelooflike waarde uiteraard in 'n boom. En ek sit toe en dink, as Christene dan is soos die bome in die samelewing, wat is dan die effek? En dis waar hierdie papier inkom. Daar's 'n paar baie interessante resultate wat bome lewer in die omgewing. En dan is ons mos nou anyway sout en lig, want dan boom ons. Ons is nou hierdie bome. Julle weet self, as 'n boom se wortels diep en goed geanker is, hoe moeilik is dit om so 'n boom uit te haal. Dit is amper 'n onbegonne taak. Maar kyk gou daar, as bome gevestig is, dan help hulle dat jou energiekoste minder is. En dan is daar so 'n stukkie statistiek daar of syfers wat sê, as jy 'n boom strategies geplant het, dan kan dit jou huis of jou omgewing tot 20 grade afkoel in die somer. Nou sit en dink ek so. Dink saam met my gou Psalm 23, die herder wat ons nou bring na waters waar rus is, waar koelte is, waar daar verkoeking is. Maar dis nou hoe 'n boom is vir ander mense. So as jy 'n boom is, en jou wortels is gevestig en groei water toe, en jou vrees is in die Here, dan is jy die koelte, waar die kook styg oral, bring jy die temperatuur af tot 20 grade. 'n ander ding, bome blokkeer die geraas, want hulle verminder die klankgolwe. As jy geanker is, en jy's gevestig en jou wortels groei na die water toe. Ons leef in 'n tyd wat net uit geraas bestaan. Oorloë en gerugte van oorloë, bespotting, afvalligheid. Maar jy is die boom wat daai klankgeraas minder maak. Navorsing dui daarop dat dit goed is vir ons geestelike en sosiale welstand om naby bome te wees. Dit doen 'n mens goed nou. Ons het nie woude soos wat hulle het in Europa nie. Maar net om onder 'n boom te gaan sit, gaan doen dit bietjie. Gaan doen dit, ek weet julle lewe lyk net soos myne. Ek daag jou uit, 15 minute, gaan sit net daar. Hoor hoe kraak daai takke, hoor die voëls, en dan stap jy daar weg en jy voel hoe verkook is jou siel. Laat ons dan sulke bome wees waar dit mense se siele goed doen om by ons tyd te spandeer. Bome kan jou help om jou pad te vind as jy in die bos verdwaal. Nou, hier het ons nie bosse soos wat hulle praat van oorsee nie. Maar ek kon nie hierdie gedagte laat gaan nie. Jy kan vandag nog 'n boom gebruik om vir jou ware noord en ware suid te wys. En ek het dit daar gesit in die paragraafie. As jy 'n boom is en jou wortels groei water toe, dan kan jy vir ander wys watter kant is noord, watter kant is suid. Watter koers om te gaan om op die pad te bly. 'n ander ding wat daar staan is, bome verbeter die waterkwaliteit, want ons bome filter die water. Bome keer ook dat stormwater net grond wegvoer. Ek dink nie eers ek hoef vir julle veel daarvan verder te sê nie. En dan is die laaste gedagte, is verskillende dele van 'n boom groei op verskillende tye. En toe ek dit nou raak lees, toe dink ek, maar
nou kan ons almal boom. Jy sien toe, sê die paragraaf daar, die blaarontwikkeling, dit wat ons so lekker sien, gebeur meestal in die lente. In die stam groei in die somer. Maar weet jy wat het my gefascineer? Die herfs en die winter, wanneer ons niks hierbo aan kan sien eintlik nie. Dis dan wanneer die wortels groei. So my uitnodiging vir jou en my uitdaging vir jou, as jy herfs beleef of winter, en ons praat nie net van die seisoene daar buite nie, ek praat van in jou boerdery, ek praat van in jou persoonlike lewe. As dit herfs en winter is en al die blare hier buite lyk dood op die oppervlak, dis dan wanneer die wortels groei. En dan is daar nou so 'n interessante ding oor 'n wortel, wat hulle hier sê. Net so agter die punt van 'n wortel, is die wortelhaartjies. En dit is waar die opname plaasvind van die water en die minerale. Maar dan sê die informasie vir my die volgende. Wortelhare is net vir 'n paar dae funksioneel. En daarom moet die wortels voortdurend nuwe groei aan die punte genereer. Jy durf nie ophou groei nie. Jou wortels moet elke dag groei genereer. En veral wanneer dit is herfs en winter in jou lewe. Dis dan wat ons meer groei. Is pynlik, dan groei ons harder. Mag julle dan, vandag en elke dag, regtig wees soos bome wat langs die water geplant is. Dat julle weet waar die hulp vandaan kom, Psalm 121. Dat jou wortels instinktief sal gaan soek na daai water wat lewe gee. Kom ons buig ons hoofde. Here, dit is so 'n voorreg om te mag dink en gesels oor u woord. En dankie dat u eintlik in taal praat wat ons maklik kan verstaan en maklik kan onthou. Mag ek vir elkeen hier bid, dat elkeen sal wees 'n Godvreesende mens, wat geplant is langs u, die water van ewige lewe. En Heilige Gees, sal u gee dat elke wortel elke dag water toegroei en elke dag groei toon. Dankie dat u belofte vas staan, dat as ons u so soek na u toe groei, dan is ons hierdie bome. Help ons dan om hierdie getuienis uit te leef en om werklik na u te honger en te dors. Amen.